Welkom by nog 'n uitgawe van die Solidariteit Wêreld. Dis lekker om julle hier te hê. Vandag is 'n spesiale uitgawe en dit is met Jaco Kleinhans en Jaco is op die oomblik daar in Straatsburg in Frankryk by die Europese Parlement. Nou net so 'n bietjie agtergrond daarvan. Suid-Afrika natuurlik 'n oop ekonomie. Ons is absoluut afhanklik van die buiteland. Ons is afhanklik van beleggings in die buiteland en van die buiteland. En daarom is dit belangrik dat ons elke liewe bottleneck in die pad van beleggings uit die weg moet ry. Nou die G20 beraad is op pad. En lande van dwars oor die wêreld kom hiernatoe en dan beteken dit ook dat die wêreld se lig op Suid-Afrika sal val. So Suid-Afrika gaan 'n uitstalvenster vir die wêreld wees. En vir ons wat in die wêreld van ekonomie werk, is dit verskriklik belangrik om seker te maak dat ons kan bydra dat Suid-Afrika 'n aantreklike beleggingsland is. En dit beteken dus dat ons met beleggingsbottelnekke uit die weg ry. Nou een so beleggingsbottelnek is ongetwyfeld rassewetgewing. Dit was natuurlik ook sentraal in die dispuut tussen Suid-Afrika en Amerika. Solidariteit het ook baie inligting vir die Amerikaanse regering gegee oor die rasbedeling in Suid-Afrika. Natuurlik ons rasbedeling, die mees rasgereguleerde land ter wêreld. Dis negatief vir beleggings, dis negatief vir groei, dis negatief vir werk. En daarom sê ons dat ons moet alles in ons vermoë doen om druk op die Suid-Afrikaanse regering te plaas om raswetgewing in Suid-Afrika uit te faseer. En ons moet ook vra dat buitelandse maatskappye druk op Suid-Afrika plaas sodat Suid-Afrika 'n aantreklike beleggingsgeleentheid kan wees vir dan maatskappye uit verskillende lande. En dit is onder andere hoekom ons ook nou in die buiteland is en spesifiek dan in Europa is. Jaco, lekker om met jou te gesels. Hoe is die weer op die oomblik daar? Dankie Dirk. Ja, hier in Straatsburg in Frankryk is dit pragtige weer. Ek moet vir jou sê, dit is 'n baie mooi lenteverjaar hier in Europa. Ons het eintlik tydens hierdie besoek meestal goeie weer gehad, so 'n bietjie slegte weer in Duitsland en in Oostenryk gehad. Maar tans baie mooi weer ten minste in terme van sonskyn in die lug buite, maar natuurlik as jy kyk na die politiek van Europa en die politiek van die wêreld, is daar baie onweerswolke en is interessant as jy gesprek voer met mense hier in die Europese Parlement, maar ook parlemente reg oor Europa, praat jy byna nog nie 30 sekondes met mense nie, dan is die fokus op die onweerswolke. Die onweerswolke wat redelike fokus is tans in Europese politieke gesprekke en ek dink dis binne daardie konteks wat ons ook Suid-Afrikaanse gebeure, soos wat jy self gesê het, dan probeer plaas binne hierdie jaar 2025 wat so 'n belangrike jaar is met die komende G20 beraad. Ja, Jaco, jy's op die oomblik by Straatsburg, by die Europese Parlement, maar jy is nie op die oomblik, jy was nie net daar nie. Jy kom nou net ook terug van die Nederlandse Parlement, die Vlaamse Parlement, die Belgiese Parlement. Voor ons kom na wat jy op die oomblik doen, vertel ons net so 'n bietjie daardie verskillende besoeke wat jy gehad het ook by die ander lande se parlemente. Wat het jy vir hulle gesê? Hoe was jou ontvangs? Ek dink die belangrike punt wat 'n mens kan maak oor byna elke Europese land tans, is dat daar wel 'n hernieude fokus op Suid-Afrika is. En ek dink dit is goed en dit is wel belangrik. Daar's 'n redelike sterk fokus wat daar miskien nie enkele jare gelede was nie. Daar was eintlik 'n paar jaar gelede 'n groter gevoel van moontlike stabiliteit in Suid-Afrika. Nou is daar hernieude komme. Daar is duidelik vrae hier in Europa oor die magspolitiek, die globale magsverhoudinge en waar Suid-Afrika staan. Dit is die vraag wat ek kry in Nederland en in België. Ek het dit gekry in Duitsland, ek was in Italië gewees, in Frankryk, in Switserland. Hoewel ek nie al die parlemente besoek het, het ek oral met politici ontmoet van, met ander woorde, 7 verskillende Europese lande. En almal wil weet, wat dink ons by Solidariteit gaan Suid-Afrika
se rigting wees, die rigting wat Suid-Afrika gaan inslaan in die toekoms. Hierdie vraagstukke, is Suid-Afrika besig om sy rug op die weste te draai? Is Suid-Afrika besig om sy rug te draai op 'n vrye demokratiese wêreld? Die noue bande met China, met Iran, met eintlik muisondlande soos Venezuela en Cuba en ander. Dit maak Europeërs baie bekommerd. So in daardie opsig is dit ook deurdik. Ja, so wat jy dit sê is dis nie net 'n Trump vraag nie, dit is op die oomblik 'n groter westerse vraag oor Suid-Afrika. Absoluut, absoluut. Suid-Afrika word gesien binne die konteks van die groter globale vraagstukke, die vraagstukke oor die globale magstryd, die verdelingslyne in die wêreld tussen 'n oop demokratiese westerse omgewing en 'n baie meer autoritaire wêreld wat veral dan nou deur China gelei word en waar staan Suid-Afrika binne dit? Vraagstukke oor BRICS. Maar natuurlik Dirk en jy daarna verwys die hele kwessie oor Suid-Afrika se binnelandse beleid, want dit sluit tog daarbey aan. Iets soos die rassewette sluit aan by hierdie groot gesprek, want die rassewette waarop solidariteit so sterk fokus en wat ek dan ook bespreek het met soveel mense in hierdie verskillende lande, dui op toenemend autoritaire Suid-Afrikaanse beleid. Deur die rassewette sluit Suid-Afrika homself eintlik aan by uiters autoritaire regerings wat eenvoudig dink dat hulle met meer sentrale regering, met meer regulasies, met meer drakoniese stappe kan diskrimineer, of dit dan nou teen minderhede of wie ook al is. En dis in daardie opsig wil ek vir jou sê Dirk dat ons dat ek regtig baie goeie gesprekke gevoer het. Byvoorbeeld in die Nederlandse parlement gaan daar waarskynlik voor die einde van die tweede semester, dis met ander woorde teen einde Junie, 1 of 2 mosies dien in daardie parlement. In die Vlaamse parlement is daar reeds mosies ingedien. Daar gaan in die Belgiese parlement waarskynlik mosies ingedien word en ek verwag self soortgelyke stappe in 2 of 3 ander lande. So daar is baie spesifieke stappe wat geneem word tans binne verskillende Europese lande om dan nou in aanloop tot die G20 beraad groter klem te plaas op die rassewette, maar ook oor die algemeen kommer oor Suid-Afrika se binnelandse en buitelandse beleid. Ja, dit bring ons dan na Straatsburg toe, sommer net so terloops. Straatsburg het daai ongelooflike kathedraal. Ek en jy was toevallig daar gewees met die 1000ste verjaarsdag van daardie kathedraal, 'n wonderlike stad waarin jy is met 'n ryke geskiedenis, maar dit is ook die tuiste van die Europese Parlement. En jy sien verskeie lande. Nou, vandag, môre, vertel ons 'n bietjie, nommer 1, wie sien jy daar? En dan gaan ons nou nog gesels oor wat sê jy vir hulle? Ja, Dirk, ek is bly jy skep daai konteks van Straatsburg, want Straatsburg en hierdie parlement hier vertel natuurlik die verhaal van Europa. En Europa is 'n kontinent van 70 verskillende volkere in 36 verskillende lande. En daar's 'n rede hoekom die Europese parlement in Straatsburg is. Kyk, ons almal weet die Europese Unie is gesetel in Brussel en hierdie mense hier om my en hier is in hierdie gebou seker 5000 mense wat hier werk. Hulle vergader vir 3 weke aan mekaar in Brussel. Dis die setel van die Europese Unie. Maar elke 4de week kom hulle almal vir 'n week hier na Straatsburg en hier moet die lede van die parlement, en daar's meer as 700 Europese parlementslede van al die Europese Unie lidlande. Daardie parlementslede stem hier. So vandag is hier gestem en so tussen die stemmery deur sien ek dan afsprake met Europese Unie parlementslede, sover reeds afsprake gehad met lede van 5 verskillende lande. Maar ja, die belangrikheid hiervan is dat Frankryk, toe die Europese Unie opgerig is en die Europese parlement geskep is, Frankryk is een van die sterkste lande in Europa, daarop aangedring dat een van die setels van die Europese Unie hier in Frankryk moet wees. En dis die rede hoekom hierdie pragtige stad Straatsburg ook geskep is. En Straatsburg se verhaal is die van 'n deel van die geskiedenis in Frankryk, 'n deel van die geskiedenis in Duitsland. Tussen dit baie oorloë, baie stryd. Jy sien dit in die argitektuur wat gedeeltelik Duits is, gedeeltelik Frans is. En dit vertel vir jou iets van Europa wat bymekaar kom, maar 'n Europa wat ook sy verskeidenheid erken. Nie net een Europese identiteit nie, maar die identiteit van verskillende lande. En dit maak hierdie besoek altyd aan Straatsburg vir my baie spesiaal. Soos ek sê, elke 4de week kom almal na hier. Nou, ek het ontmoet met parlementslede van verskillende
politieke agtergronde, verskillende politieke partye, verskillende lande, verskillende fraksies waarna hulle hier in die Europese Parlement georganiseerd is. En ek moet vir jou sê, daar's 'n bewustheid van die komende G20-beraad. Die Europese Unie is 'n belangrike rolspeler binne die G20 en verskeie Europese lande van jou grootste, sterkste ekonomieë, mens dink maar aan Italië, Duitsland, Frankryk, Spanje, Nederland. Hulle is almal ook volwaardige lede van die G20. So dis baie aktueel. Dis ook op die buitelandse sake komitee van die Europese Parlement se sakelys tans, die G20-beraad. En dis hoekom dit belangrik is dat ons as solidariteit nou moet toetree en dat ons nou elemente van wat in Suid-Afrika gebeur, deel van die gesprek moet maak in aanleiding tot daardie beraad. Op die Europese lande se agenda is die G20 beraad, maar ons wil graag hê op die G20 beraad se agenda moet die hele kwessie wees van rassewetgewing. Nou Jaco, ons dien 'n memorandum in by die verskillende lande, spesifiek oor rassewetgewing in Suid-Afrika en ons doel daarmee is om hulle te beïnvloed en te vra dat hulle druk op die Suid-Afrikaanse regering moet sit. En hoekom doen ons dit? Ons doen dit omdat ons intree vir Suid-Afrika. Ons doen dit nie omdat ons dislojaal is teenoor Suid-Afrika nie. Die werklikheid is dat rassewetgewing op hierdie stadium kos die Suid-Afrikaanse ekonomie miljarde rande. Dit het die Suid-Afrikaanse miljoen al ekonomie al duisende poste gekos. As ons kyk na vandat rassewetgewing geïmplementeer is, dan sien ons dat ongelykheid in Suid-Afrika het gegroei. Dit het nie minder geword nie. Werkloosheid het gegroei. Dit het nie minder geword nie. Natuurlik is dit sleg vir wit Suid-Afrikaners, maar dit is sleg vir alle Suid-Afrikaners, waarvan die meeste swart Suid-Afrikaners is, waarvan arm Suid-Afrikaners die hardste getref word. En ons tree in daarvoor. Ons sê dat hier kom die G20 beraad en ons het, wat ek nou ook gesê het, ons wil graag hê dat die uitstalvenster, Suid-Afrika se beleggingsbestemming, daardie uitstalvenster wil ons mooi skoon maak. En van die dinge wat hierdie uitstalvenster vuil maak, is rassewetgewing. En daarom dien ons 'n memorandum daarin. En miskien kan jy net so vinnig in kort opsom, wat sê hierdie memorandum? Ja, Dirk, ek is baie bly jy verwys na die memorandum. Ons noem die memorandum die Europese memorandum van solidariteit. En hierdie memorandum is baie positief aanvaar hier aan wie ek dit sover oorhandig het by die Europese Parlement. Kykers kan ook gerus dit gaan lees op Solidariteit se webblad, sowel as op Solidariteit se sosiale media waar dit geplaas sal word. 'n baie sterk memorandum. Dirk, jy het ook 'n groot bydrae gelewer in die skryf van hierdie memorandum. Die memorandum is baie duidelik. Rassewette wat 'n permanente aard het, soos wat dit in Suid-Afrika die geval is nie normaal nie, dis nie moreel nie, maar dis ook nie internasionaal aanvaarbaar nie. So dis baie belangrik dat internasionale rolspelers standpunt hieroor moet inneem. En dis wat ons by Solidariteit vra. Neem standpunt oor die toenemende aard van rasseklassifikasie in Suid-Afrika, die feit dat daar meer en meer rassewette is wat deel is van die politieke landskap in Suid-Afrika, maar ook dan die feit dat daar geen poging is deur die Suid-Afrikaanse regering om uiteindelik 'n einddatum hiervoor in te stel nie, en dat dit sonder twyfel die afgelope 3 dekades 'n permanente aard, 'n permanente karakter begin ontwikkel het. En ek dink die voorstelle wat ons maak rondom juis die G20-beraad waar daar gepraat word oor hierdie kwessies, is baie aantreklik vir Europese politici. Europese politici is natuurlik aan die een kant baie bekommerd oor die ekonomiese gevolge van hierdie rassewette. Dit het natuurlik baie slegte ekonomiese gevolge vir Suid-Afrika, dit belemmer groei, maar dit belemmer ook beleggings en talle Europese lande het groot beleggings in Suid-Afrika, maar hulle sien ongelukkig dat hulle beleggings nie behoorlike opbrengste lewer nie en dat Europese maatskappye al hoe meer sukkel in Suid-Afrika weens die geweldige oorregulering en dan veral hierdie rassewette. So ek wil vir jou sê, die argumente hier vind aanklank in Europa en ek dink ons moet voortgaan daarmee om Europeërs bewus te maak daarvan dat hulle deur dit die hele kwessie oor rassewette deel te maak van die G20 gesprek, dat hulle moontlik verandering kan help moontlik maak. Dankie, dit is Jaco Kleinhans. Hy is al die pad daar van Straatsburg in Frankryk, daar by die Europese Parlement. Jaco, baie dankie vir jou harde werk.
Dankie vir alles wat jy vir ons doen. Ons het ongelooflike waardering. Dankie vir die wye netwerk wat jy al vir ons bevestig het in die buiteland, in Europa, onlangs in Amerika. Baie dankie daarvoor. Die werklikheid is dat raswetgewing in Suid-Afrika moet stop. Dit moet uitgefaseer word. In die internasionale wêreld, Jaco het ook daarna verwys, onaanvaarbaar. Die internasionale arbeidsorganisasie, die Verenigde Nasies se konvensie vir die uitskakeling van alle forme van rassediskriminasie, skryf alles voor dat raswette net tydelik moet wees. Suid-Afrika oortree die internasionale konvensies oor rassewetgewing en daarom moet ons ook in die buiteland daaroor praat. Solidariteit gaan voort met 'n reuseveld om seker te maak dat raswette uitgefaseer word ter wille van Suid-Afrika, ter wille van ons mense in Suid-Afrika. En hierdie aksie op die oomblik in Europa onder leiding van Jaco Kleinhans is een daarvan. Ons sê vir Jaco baie dankie. Dankie dat julle weer ingeskakel het. Dis lekker om met julle te gesels. Volgende keer gesels ons weer op die Solidariteit wêreld. Op Solidariteit se YouTube kanaal is daar wonderlike inligting en nuus en video's en natuurlik die potsending, die Solidariteit wêreld met al sy episodes is daar. Ons vra of julle volg Solidariteit se YouTube kanaal en wees ingelig.